Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel vanaand graag met u 'n gedagte rondom Filippus, die praktiese disipel. Nou, die mense wat nou hierdie persoonlikhede bestudeer, sê hy was 'n baie hardwerkende en 'n praktiese persoon gewees. Hy was nie baie vinnig om besluite te neem nie. Vir Filippus was dit baie makliker om te volg as om te lei. Traag gewees om die inisiatief te neem en miskien dalk so 'n klein bietjie stadiger van begrip as dalk die ander disipels. Maar Jesus sien sy potensiaal en so sien hy elke een van ons se potensiaal. So kom ons almal uit verskillende agtergronde, ons het verskillende persoonlikhede, verskillende karaktertrekke en elkeen het 'n plek in die koninkryk van die Here. Ons is elkeen deel van die liggaam, almal is nie die oog nie, almal is nie die mond nie, almal is nie die tong nie, almal is nie die hand nie, maar ons is elke een of ander lid van die liggaam en ek moet inpas daar waar my plek is. Jesus het hom nodig, Jesus het vir jou nodig en Jesus het vir my nodig en hy sien die potensiaal en hy wil in ons en deur ons doen dit wat hom behaag. Hy sien die eindresultaat soos met elkeen van hierdie disipels. Hy was 'n visserman, het ons gesê, en hy was een met 'n Griekse naam. Hoekom weet ons nie, maar die ander disipels het Hebreëse name gehad, maar Filippus is 'n Griekse naam en dit beteken vegter of liefhebber van perde. Ek weet nie of dit iewers ergens in sy agtergrond gewees het nie, maar dit is wie hy was. Hy was nie die diaken nie. Ons moet onderskeid tref tussen Filippus, die disipel, en dan die diaken waarvan ons lees daar in Handelinge 6 en Handelinge 7. So, dit was nie dieselfde persoon gewees nie. Nou, hy en Petrus en Andreas het mekaar geken lank voor hulle disipels was. Hulle kom van dieselfde plek af, hulle was in dieselfde bedryf, hulle was almal vissermanne gewees en hulle het mekaar geken. Nou, wat interessant is, net Johannes vertel vir ons van Filippus. Nie een van die ander evangelies vertel ons van Filippus nie. So as Johannes ons nie vertel het nie, het ons eintlik seker omtrent niks geweet van Filippus nie. Maar hy gee vir ons redelik inligting rondom hierdie disipel. Nou lees ons uit Johannes 1 vers 44 tot 47. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Filippus was van Betsaida uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goed wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Hier kry Filippus vir Nathanael, nadat hy self geroep is en nadat hy self Jesus ontmoet het, sê hy vir Filippus, kom kyk, ons het hom gevind. So met ander woorde, ons maak die afleiding uit hierdie gedeelte, hulle het die geskrifte bestudeer en hulle het geweet, die Messias is op pad. So, hulle het hierdie profesie het hulle gehad, bestudeer en hulle het dit verstaan. En nou is dit interessant, as ons lees in vers 44, staan daar, Jesus het vir Filippus gevind. In vers 46 sê Filippus, ons het hom gevind. Nou het Jesus vir Filippus gevind, of het Filippus vir Jesus gevind? Beide. Hy het ons kom soek, en hy het ons gekry. Ons het eintlik aanvanklik nie vir hom gesoek nie, maar toe hy ons kom soek het, en ons gekry het, toe ons hom ook gekry. Nou lees ons verder in Johannes 6. Johannes 6 lees ons van die vermeerdering van die brode, en Jesus sit hierdie skare mense voor Jesus, 'n hele paar duisend, en Jesus sê vir hulle, vir die disipels, gee julle vir hulle iets om te eet, in spesifiek vir Filippus, gee jy vir hulle iets om te eet? Jesus sê vir ons daar in Johannes 6, hy het dit gedoen om Filippus te toets, hy het hom op die proef gestel. Wat gaan Filippus doen? Nou moet jy onthou, hy het nou al baie wonderwerke gesien, hulle loop nou hulle eentjie saam met Jesus en het al 'n paar dinge gesien gebeur, en Jesus wil weet, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons hierdie mense kos gee? En nou sien ons hier Filippus se praktiese denke onmiddellik, sonder om
sonder om te dink, onmiddellik weet hy, wat dit gaan kos, 200 penning, sal nie genoeg wees, om hierdie mense almal kos te gee. So hy het daai som vir hom voor die tyd gemaak. Hy het dit agter mekaar gehad, ten spyte van alle wonderwerke, wat hy tot op daardie stadium gesien het. So met ander woorde, hy was hierdie pessimistiese, analitiese tipe persoonlikheid gewees, wat alles, sy kop het somme gemaak, sy kop het outomaties die somme gemaak, en hy het geweet, hierdie een gaan ons nie gedoen kry nie, dit gaan nie werk nie. En nou leer dit ons fokus moet wees op God se vermoë, nie op ons eie vermoë nie, en dis ons uitdaging. Ons weet, dis die groot uitdaging, om te weet, ons moet eerder kyk na God, as na onsself. Nou in Johannes 12, daarvan vers 20 af, daar kom die Grieke op 'n stadium, en die Grieke wil Jesus sien, en weet jy na wie toe gaan hulle? Na Filippus toe. Hoekom dink u gaan hulle na Filippus toe? Want hy het 'n Griekse naam gehad. Nou, as ons nou kyk na die verskillende disippelse persoonlikhede, wat sou Petrus gedoen het? Petrus sou hulle heel waarskynlik onmiddellik, hy sou sommer gesleep het na Jesus toe, maar nie Filippus nie. Filippus, die analitiese denker, die een wat die somme maak, hy bedink hierdie ding en hy sê, Andreas, hier's die Grieke. Die Grieke wil vir Jesus sien. Wat gaan ons doen? Filippus sê, okay, kom ons maak 'n plan. Sien nie, hy het eers 'n saak bedink. Hy het nie sommer net gedoen nie. Petrus was die een wat gedoen het nog voor hy gedink het. Filippus was die een wat 'n ding eers baie goed bedink het voordat hy gedoen het. En dan kom ons in Johannes 14. Nou in Johannes 14 verduidelik Jesus vir hulle. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo God, glo ook aan my, en die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was, sou ek het vir julle gesê het, en ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek berei, kom ek weer, en ek kom haal julle, sodat julle ook kan wees, daar waar ek is. Jesus verduidelik hulle hierdie hele storie. Nou sit vir die disippels 'n ontsettende groot skok eintlik. Jesus, die een op wie hulle vertrou, die een wat die wonderwerke gedoen het, die een wat gepreek het, die een wat alles gedoen het, die een wat die leiding geneem het, die een wat voorsien het en die brood gebreek het, en die een wat alles gedoen het, gaan nou weggaan. Nou, wat nou? En is hierdie disippels geskok. En dan lees ons in Johannes 14 vers 8. Filippus sê vir Jesus, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Prakties, hy soek 'n praktiese antwoord, hy wil sien. Hy vra Jesus, wys vir ons die Vader. En nou hierdie vraag ontlok 'n antwoord wat vir ons 'n geweldige groot geheim openbaar. Jesus sê vir Filippus, ek is so lank al by julle en het julle my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? En Jesus sê en verklaar, hy is die openbaring van die Vader. Hy het gekom om die Vader aan ons te openbaar. Hy het gekom om die Vader aan ons bekend te stel. En hier sien ons dat Jesus is wie die Vader aan ons wil, hoe hy homself aan ons wil kom meedeel. Kry ons 'n uiters belangrike antwoord daar en 'n les. Nou, wat het nou geword van Filippus, na ons nou nie meer in die Bybel van hom lees nie? Hulle sê, dis nou die geskiedskrywers wat dit vir ons opgeteken het. Hulle sê, hy gaan toe Lydië toe, Asië toe, Patria en Gallië. Gallië is nou die huidige Frankryk. En daar, op hierdie sendingreise van hom, is hy vergesel met niemand anders as Nathanael, die een man van die vyeboom wat hy gekry het en na Jesus toe gevat het, en sy suster Mariam. Nou, hulle sê in Patria, daar het hulle daai tyd 'n slang aanbid. En dit het vir Filippus verskriklik ontstel, tot so mate dat hy hierdie klomp Patriërs bestraf het. Van hulle het tot bekering gekom, en ander van hulle het verskriklik kwaad geword, so kwaad, dat hulle hom begin vervolg het, en op die ou end, het hulle maar sy nek opgehang aan 'n pilaar, en toe skeer die aarde oop. Aarde skeer amper oop soos in die tyd van Korag, Datan en Abiram, dat dit lyk die aarde gaan hierdie span insluk wat hom opgehang het.
En dit het so groot effek gehad, dat hulle almal tot bekering gekom het. Maar Filippus is dood. En dit is die lewe van die praktiese denker, die een wat alles wou uitwerk, wat alles wou weet, voor hy dit doen, voor hy enige iets wou doen, waar hy weet wat die antwoord is. En so gebruik die Here elke een van ons. In jou persoonlikheid, onthou, hy heilig ons persoonlikheid. En in hierdie geheiligde persoonlikheid, werk hy, lewe hy, openbaar hy homself, en gebruik hy ons, net soos ons is. Die Here gebruik jou, daar waar jy is, met wie jy is, en jou talente. Die Here seën u baie, baie ryklik.